Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Hierdie woord kom vanoggend vir jou uit Genesis 21 vers 2. En Sara het bevrug geraak en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Die boodskapvertaling sê dit so mooi. Die Here het onthou wat hy aan Sara beloof het. En hy het gedoen wat hy beloof het. Sara het 'n seun in die wêreld gebring, presies soos die Here gesê het. En Abraham was al oud, toe sy seun Isak gebore is. Die woord en die planne van die Here staan vir ewig vas. Uit sy hart uit, wat hy vir ons bedoel het, sal wees van geslag tot geslag. Daarom sal jy lees, hy praat van die God van Abraham, van Isak, van Jakob. Gaan kyk na Abraham se storie. Gaan lees deur die verhaal van Isak en kyk na Jakob. En dan gaan jy sien wat God begin beloof het in die een geslag het hy deurgevoer. Sê sy woord nie, tot in die 1000ste geslag van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Psalm 33 vers 11 sê, die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Is dit nie amazing om net God se woord vanoggend vas te hou en te dink, die God wie ons aanbid, het 'n hart. Hy het 'n vaderhart wat soveel volmaakte liefde het. Jesus ons redder het 'n hart. 'n hart vir ons om te weet wat ons deurgaan en daar volgens vir ons in te tree. Om te weet God die Heilige Gees wie in ons bly, het 'n hart. Hy het 'n hart vir wat jy deurgaan. Hy het 'n hart om jou te help verander. Hy het 'n hart. Maar dit wat die Here vir sy kinders beplan, sê die woord in boodskapvertaling in Genesis 21 vers 2, sal nooit vernietig word nie. Dit wat hy vir hulle beplan, geld vir altyd. Psalm 33 vers 11. Ons moet onsself ook in ons hart en ons siel begin voorberei vir God se tyd, wat presies sal wees, want hy doen goed op presies die regte tyd, die regte plek, met die regte mense. Wat hy besluit het, is nie vir ons om te weet of selfs om te kan verstaan nie. Ons deel is om te wag tot die tyd reg is daarvoor. En in daardie tyd voel ons daardie parsing, daardie druk, daardie woestyn, daardie donker te verseker. Ek deel met jou 'n woord, 'n beeld wat ek eendag gehad het van hoe 'n druiwetros gedruk word. En soos hierdie druiwetros gedruk was, het dit begin oopbars, korrel vir korrel. En uit hierdie druiwekorrels het sap getap. Ek het na hierdie druiwetros gekyk, en dit is net skilletjies en pitte wat ek kon sien. En die Heilige Gees het vir my gesê, moenie kyk na die skilletjies en die pytjies nie, maar kyk na die sap. Want die sap kan net verouder en beter word. En ek het besef in my eie lewe, ek mis die punt, want ek het gekyk na daardie skilletjies en na daardie pitte van die druiwekorrel, van die druiwetros wat stikkend gedruk is. Maar die smaak het nie in die pit gelê nie, in die saad gelê nie, of in die skil gelê nie. Die smaak was in die druiwesap wat uitgekom het. Wat het ek daardeur geleer?
Jesaja 53 vers 5 sê, deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. En ek het iets geklik, en iemand gaan dit hoor vandag wat dit moet hoor. Al is seer, hoe seer, wanneer jy die dag, daardie druiwesap is, wanneer jy so hard gepers word, dan sal jy die smaak hê van daardie wonde van Jesus. En dat dit vir jou 'n betekenis sal wees, dat wat die Here se raad is, vir altyd sal wees. Dat die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag is. Wat die Here vir sy kinders beplan, sal niemand ooit kan vernietig nie. Want wat die Here beplan, geld vir altyd. Dat jy daaraan sal dink, as jy hierdie beker drink vanoggend, dat jy sal kyk na hierdie druiwesap wat in hierdie beker is. En dat jy sal besef, jy eet mos nie die skil van die druiwekorrel of sy pit nie. Jy drink sy sap. En net so, dat jy ook sal besef, jy word nie gesond, net om oor jou wonde te praat, en daaroor te dink, en daaroor te kla nie. Maar deur die wonde van Jesus, word jy gesond. Dit is my gebed vir jou, dat jy iets sal klik van druiwesap, dat as dit sap is, kan dit nie verder gepers word nie. Amen.